Ek bid vir ons saam. Here, dankie vir heilige oomblikke. Oomblikke wat ons net saam mekaar kan herinner, dat ons geliefd is, en dat U ons Vader is, en dat ons lewens aan U kan oorgee. Dankie Here, dat ons so saam ook kan hoor, dat U op hierdie oomblik met ons is. Elkeen van ons, ongeag hoe gebroken ons hier ingestap het, kom staan by ons stil, en U kom herinner ons, dat Jy myne is. En as ons vanoggend so saam deel en gesels, mag ons woorde ook gelei word, en mag dit heilig wees, mag dit op goeie grond val, mag U die een wees wat water gee, en wat dit laat ontkiem, en wat ons help, om aangrypende keuses in hierdie lewe te kan maak. Ons bid dit in U naam. Amen. So 'n paar weke terug staan ek in die ry, ek het brood en melk inkopies wat ek moet betaal, en voor my is daar 'n ma met haar jong seentjie. Is by daai winkel, is nou nie die een wat jy die vrugterolletjies en al die goed in die lang ry staan, dis die ander ene, met al die sondes, wat so uitgepak is, en die ouetjie stap nader, en hy tel die sweet op, en ma sê, sit neer, en hy sê, ek effens sal nie. En daar so ietsie wat, jy weet mos, jy kry maar so gevoel, nee, as hierdie 7-8-jarige dit sê. En ek sien almal om ons word so stil, en nou wag ek vir daai lettergrepe, jy sal dit nie weer doen nie. Maar dit kom nie. En dit ontstel my so, om te sien hoe hierdie ma amper net wegkwyn. En dis nie skaamte nie, dis meer net ons as community, as gemeenskap, as kultuur, is in die moeilikheid. As dit is hoe hulle met ouers praat. In die terugry begin ek dink aan hierdie gebeurtenis, dit wat nou net hier voor my afgespeel het. En ek wonder, wie gaan die ouetjie word? Hoe gaan dit in sy huis lyk, as hy eendag 'n vrou kies, en vir hom moet probeer lief wees, en sy sê vir hom sekere goed. En al hierdie scenario's speel in my kop af. En ek besef, dis dalk dieselfde ou wat op 'n stadium voor Wendy, sy staan in die ry om te betaal, en hy wil vir haar indruk, 'n lang ry, en hy kom van die kant af en wil indruk, en sy sê, maar jy kan maar net agter, soos ons almal in die ry staan, en hy begin haar vloek en skel voor almal in die winkel, omdat sy hom nou nie 'n kans wil gee nie, omdat volgens hom hy belangriker is as sy. En wat my meer ontstel het, toe sy by die huis kom in trane en bewerig, is dat niemand enigsins iets eers te sê gehad het daarvan nie. Dalk soos ek, wat niks gesê het in daai oomblik, waar hierdie ouetjie vir sy ma gesê het, wat sy met die sweet kan doen nie. Soos gemeenskap, almal om ons, neem baie gou aanstoot. Ons leef in 'n tyd waar mense voortdurend aanstoot neem. Ons is vinnig om te oordeel, vinnig om te kritiseer, vinnig om te veroordeel, en baie vinnig om iemand uit ons lewens te kanselleer. Ons leef in 'n cancel culture, noem hulle dit. En dit was altyd net die sportsterre, as jy nie hou van hoe hy skop nie, of vir wat se span hy speel nie, dan het jy baie te sê oor hom, of dalk 'n politieke ou, of iemand wat droog gemaak het, wat jy gereeld op TV gesien het. Dit was altyd bedoel vir hulle. Maar vandag se cancel culture het so 'n bietjie nader begin beweeg. Vandag hoor ons gereeld van skoolonderwysers wat gekoggel word en gecancel word. Kollegas by die werk wat dalk volgens jou nie reg optree nie. 'n vriend op sosiale media wat volgens jou dalk 'n sekere lyn oortree het, of wat jy agtergekom het vir iets of ander goed staan as wat jy voor staan.
Kan dalk 'n verkeerde opmerking wees, dalk so maklik soos 'n misverstand. Ek dink ons sien mense met jare se integriteit, wat hulle met integriteit geleef het, wat ewe skielik in een oomblik 'n dwaase besluit maak of 'n post opsit, en dis die einde van hulle. Die hartseer daarvan is dat dit nie net in die wêreld gebeur nie, maar dit ook in kerk gebeur, dat dit in vriendskappe gebeur, dat dit in gesinne gebeur. Daar's familielede wat nie meer met mekaar praat nie, omdat hulle nie hou van hoe die ander een gestem het nie, of waarvoor hulle staan nie, of wat hy dan op sosiale media, of die mense wat hy volg op sosiale media nie. En soms is dit klein goedjies, soms is dit groot goed. Ek dink van daai kleiner goed maak meer seer, van is meer algemeen. Ek hou nie van hoe sy na my gekyk het nie. Ek hou nie van haar tone of voice nie. Ek hou nie van haar attitude teenoor my nie, of sy attitude nie. Hy lewer nooit kommentaar op dit wat ek geplaas het nie. Hy ghost my. Sy antwoord nie my boodskap terug so vinnig as wat ek wil hê hulle moet terug antwoord nie. Ons almal het dit al beleef. Jy stuur ietsie, en dan sien jy hulle die boodskapie gekry, maar daar's 2 blou tiks. Die kinders sê hulle blue tik jou. Jy kan sien hulle wil iets tik, want die babbeltjie kom op, maar dan kanselleer hulle wat hulle wou getik het. En jy wag, en jy wag, en daai antwoord kom net nooit so vinnig as wat jy wou gehad het nie. Ons almal het dit al beleef. Ons leef in 'n tyd waar mense baie maklik aanstoot neem, maar hier dink ek is die belangrike waarheid. As jy voortdurend op soek is na iets om oor aanstoot te neem, sal jy dit altyd vind. Altyd. As dit jou perspektief is, as dit die bril is wat jy opsit, gaan daar altyd iemand of iets wees wat nie inpas by jou raamwerk en wat jou gaan aanstoot gee. Maar juis hier roep God ons om anders te leef, om aangrypende keuses te maak, nie net omdat ons wil nice wees, nee, is omdat dit 'n opdrag is. God vra dit van ons. So wanneer 'n kultuur begin soek om hierdie aanstoot te neem, begin eer, honor, soos die Engelse sê, stadig verdwyn uit die wese van wie ons is. Juis hier roep God ons dan om hierdie keuses te maak. Romeine 12 vers 10 is daai vers. Wees hartlik teenoor mekaar in broederliefde en oortref mekaar daarin om eer te betoon. As broers en susters in God se huisgesin, moet julle mekaar in liefde koester en voor in die ry staan om mekaar met respek te hanteer. Moenie sleepvoet wees in julle toewyding nie, sê die Nuwe Lewende Vertaling. Die 83 sê, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Ek het juist die Nuwe Lewende Vertaling daar ingesit. Anders gaan die susters in die gemeente sê, sien, is net die broers wat eintlik so moet optree, maar gelukkig is daar vertaling. So, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Met ander woorde, God roep ons om mekaar hoër te ag as onsself. En dit laat ons met hierdie belangrike vraag vanoggend. En ek wil hê ons moet net so 'n oombliekie met hom sit. Hoe doen ons met samelewing hiermee? Of as 'n samelewing? Hoe doen ons as gelowiges? Is ons werklik besig om mekaar te eer? Om mekaar belangriker te ag as jouself? Of is ons besig om te kyk waar ons te nagekom word en waar die ander moet boet vir dit wat hulle doen, sê en optree? Eer in 'n kultuur van minagting. John Tyson verwoord dit so, as jy vir my daai stuk opsê. Deep in our hearts, we feel sick about the hostility, dishonor and disdain in our world. Dis die gevoel wat ek gevoel het, toe ek sien wat hier voor my afspeel, toe ek sien wat met my vrou gebeur, nadat iemand optree teenoor. A kind of collective fatigue manifests itself in our disgust for our culture.
We're exhausted by the devaluing of others, but feel powerless to stop. I feel this at times after I'm done looking at social media. Ons almal beleef dit. There's so much condescension and so much anger. I feel both grieved and overwhelmed. I want to lash out, but I don't exactly know how. We don't know how to change the channel of content. Partykeer voel dit net, ek weet nie om 'n ander kanaal aan te sit nie. Ek is stuck in hierdie proses. Unity feels like a pipe dream and healing out of reach. Our hearts are grieved by the failure of the church as well. Dis nie net in die wêreld wat hierdie gebeur nie. The way we devalue people for their theology or lack of it. Different practices and traditions and struggles with sin. Our vision of God has been lowered. His power is scarce and His love is a rumor that's been chased away. I believe there is a cure for the cancer of content. En wat is daai gesond word? Dis om met eer te begin leef. Broederlike, susterlike eer, om ander weer hoër te ag as onsself. Mens word maklik in kategorieë geplaas. Is jy reg of is jy verkeerd? Is jy goed of is jy sleg? Is jy deel van ons of is jy deel van hulle? Ons neem nie meer tyd om regtig te luister na ander se stories en hoe hulle daar gekom het nie. Ons probeer baie vinnig besluit aan watter kant moet ek iemand sit. Want die oomblik wat ek jou in daai kant kan sit of in daai boksie kan sit of in daai groepering kan sit, dan plaas ek my op 'n afstand en ek verhewe myself. En wanneer dit begin eer en aansien ook verdwyn. So 'n poging om hierdie angs te verduidelik, sê die skrywer Arthur Brooks. Hy praat van hotheid en koelheid. So hy probeer sê daar's hierdie twee verskillende haat. Ek weet nie of julle so groot geword het nie, maar my ma het altyd sê, mag jy haat nie. Dis amper 'n vloekwoord, soos daai woord wat die ouetjie gebruik het. Dit is hoe haat vir my gevoel het. En Brooks probeer hierdie twee eenkant te sit. Hy sê, ons kan kies. Hy het tydens die Global Leadership Summit het hy juis hieroor gepraat. Ons kan kies wat wil ons doen in konflik, in content, wanneer daar hierdie goed in ons lewe gebeur. Hy sê, dis nie noodwendig dat die vrees of die kwaad word die probleem is nie, dis wat ons daarmee doen. En dan sê hy, anger plus disgust equals content. En dan kom hy by hierdie hotheid en koelheid. So hy beskryf dit. Hy sê, as ons gebaseer of hotheid, het hy gesê is gebaseer op woede, terwyl koelheid gebaseer is op minagting. Koelheid of koelhaat kan net soveel skade aanrig soos wat warm haat kan aanrig. Die sosiale sielkundige, die verhoudingsekspert John Gottman, het die vermoë gehad om tot op 94% reg te kan voorspel of 'n paartjie by mekaar gaan bly of uit mekaar uit gaan. En al wat hy gedoen het, hy het hulle dopgehou en geluister na hoe hulle met mekaar praat en hoe hulle ingesteldheid teenoor mekaar is. In hierdie kort stukkie van tyd kon hy waarneem. Die grootste waarskuwingstekens was gewees minagting, sarkasme, spot en verhandige humor. Wanneer daai gebeur, dan het hy geweet wat die uitkoms gaan wees. So dis die verskil van hotheid en koelheid. Verskil van mening is normaal. Ons almal mag verskil van mekaar en dis oukei. Daar is goed wat ek net nie meer saamstem nie omdat ek in 'n ander huis groot geword het, omdat my realiteit anders is, omdat ek ander belewennisse het. Dis oukei. Maar afsydigheid en minagting, dis wat dood maak. Dis waar die dood, die angel lê. So om die waarde van ander te verlaag, laat ons baie keer emosioneel terugtrek. Ons is doodsbang om met hulle vergelyk te word, aangesien hulle ons eie gevoel van waardigheid baie keer bedreig. Ons trek terug in klein sirkels van gelykheid, ons hunker down, ons kies ons mense, ons tribe, plekke waar ons eie waarde bo die waarde van hulle, wie ons as anders bestempel, wegtrek. En dit beteken ons kan verhewe staan. Ons kan belangriker lyk. So in hierdie boek van John Tyson, Beautiful Resistance,
probeer hy die kultuur opsom en hy sê, ons toon minagting teenoor mense wat nie met ons politieke siening saamstem nie. Ons toon minagting teenoor mense met ander godsdienstige oortuigings. Ons toon minagting teenoor die rykes en selfs minagting teenoor die armes. Ons toon ook minagting teenoor daardie familie of daai mense wat ons soms laat verleef voel oor onsself. Altyd blykbaar wat moeilikheid veroorsaak. Ons almal het sulke mense in ons lewe. Hoe gaan dit met die eer wat jy betoon aan ander? Hoe lyk daai? So met ander woorde, minagting het al hoe meer deel van ons elke dag geword. Dit het so normaal geword. Mens kan amper sê dat oordeel uiteindelik lei tot minagting. Wanneer ek veroordelend is teenoor ander, dan minag ek die ander. Wanneer ons mense vinnig begin oordeel, beweeg ons maklik op hierdie gevaarlike, glyende helling. Na die helling lei na minagting. So wat is minagting? Kom ons verduidelik net so vinnig die woord. Dis die gevoel dat iemand anders nie eers ons oorweging werd is nie. I don't see you. En omdat ek jou nie sien nie, het jy nie waarde nie. Dat hulle waardeloos is, dat hulle verag moet word, dat hulle ons spot en veragting ook verdien. Dit begin dikwels met die klein, met 'n oordeel hier en daar. En dit kruip so diep in ons hart. En hoe meer ons daarmee speel en meer met hierdie sonde besig is, hoe makliker word dit om veroordelend teenoor ander te staan. Daarom kan ons sê, oordeel is dikwels hierdie glybaan wat lei tot minagting. En dis die werk van die vyand. As jy in Openbaring gaan lees, dan lees jy juist dat sy naam beteken die een wat aankla. Hy is die aanklaer, hy word genoem die aanklaer, die een wat beskuldig. Hy verdeel en hy oordeel. En dis sy werk waarmee hy besig is konstant. Hy plaas mense in kategorieë. Dink maar aan die eerste sonde, Adam en Eva in die tuin van Eden. Dis 'n God, en as julle hieraan deelneem, is hy bang dat julle aan hom gelyk gaan word. Dadelik kategoriseer hy 'n ons en 'n hy. Die goeie mense teenoor die slegte mense, en wanneer ons so begin dink, raak dit baie maklik om self regverdigend ook op te tree. So die teoloog Fleming Rutledge het gesê, wanneer ons seker is dat ons aan die kant van die regverdige staan, die oomblik wat ek myself wil verregverdig, oomblik wat ek daai posisie inneem, bevind ons onsself baie maklik aan die kant van die hoogmoediges. Elkeen van ons. Ek is net so skuldig. En wanneer die kerk in hierdie soort hoogmoed verval, dan gebeur iets baie hartseer. Ons begin glad nie meer lyk soos die gemeenskap van God, soos die koninkryk van God, waarvoor hy homself gegee het, wat hy sy lewe voor ons afgelê het nie. Jesus spreek die fariseërs aan en sê, julle is maar net wit gepleisterde grafstene. Buitekant lyk julle mooi, maar binnekant julle dood. Dis net beendere. Dis dan wanneer ons die lig van die wêreld moes wees en ons verloor daai geleentheid. Wanneer sout laf geword het. So wat is minagting? Miskien moet ek net sê, Robert Solomon se manier gebruik hoe hy hierdie konsep van oordeel en van minagting verduidelik. Hy sê, dit begin eerstens met ek wat 'n wrok dra. So wrok is 'n woede wat gerig is teen iemand wat jy ervaar, en gewoonlik is daai iemand hoër as jy. So dis asof jy die victim is van iemand anders se optrede, en ek begin met 'n wrok in my hart rondloop. En dis dan wanneer hierdie wrok verander, en my status begin beïnvloed, wat hierdie wrok 'n woede word. So woede is wanneer ek iets het teenoor iemand gelykstaande aan my. Iemand wat jy sien as jou gelyke, kan 'n kollega wees, kan 'n vriend wees, kan 'n eggenoot wees, kan 'n kind wees, kan jou ouers wees. Iemand wat jy as op dieselfde vlak beskou.
Dis dan wanneer ek begin leef met 'n woede. So wrok is daarbo, na boontoe, baie keer, hierdie ingesteldheid van oordeel, van oneer wat ek wil betoon. Woede is na ander, maar minagting is wanneer ek iemand begin onder my stel, wanneer ek begin neerkyk op hulle. Minagting is woede wat gerig is teen iemand wat jy sien laer as jy is. So miskien in jou eie gedagtes, in jou eie hart. Daai gevoel, daai ding wat jy mee saamloop, as jy hom moet verwoord, beleef jy op hierdie oomblik 'n stukkie van 'n wrok wat jy saam dra? Of is dit net 'n woede? Iets wat gesê is, 'n manier hoe daar na my gekyk is, hoe ek uitgelos is, nie deel van die groep was nie, hoe ek agtergekom het, hulle het eintlik 'n ander WhatsApp groepie begin. En ek is die enigste een wat nie meer daarop is nie. Of is dit iets wat ek teenoor hulle wat minder as ek is? Dis die minagting. Dis 'n gevoel wat opkom teenoor iemand wat jy nie dieselfde waarde aanheg as jouself nie. Jy beskou hom as die mindere. Dit gebeur wanneer ons iemand in ons gedagtes en ons harte afwaardeer. We appraise them less. So ek glo daar's 'n geneesmiddel vir die kanker van minagting. Vir dit wat besig is om aan ons kultuur, aan ons generasie, aan ons menswees te vreet. En dit is om eer te betoon. Dis wat Romeine 12 ons herinner. Eer is een van die mooiste en mees verwaarloosde optredes, deugde, sê die Bybel, in die wêreld. Die Nuwe Testament beteken hierdie woord vereer timao. En timao is om waarde toe te ken of te waardeer. Ons het al almal die voorbeeld gehoor en gesien. As ek 'n cricketbat moet optel, het ek geen waarde nie. Maar as enige van jou crickethelde die bat optel in die T20 en hy slaan 6 na 6 na 6, dan kry hy baie meer waarde. Ek het probeer nog steeds bietjie golf speel, sukkel, geen waarde nie, kringetjie, kringetjie, kringetjie. Maar die mense saam met wie ek speel, baie waarde. Dis wat dit doen. Dis om eer te betoon. 'n Bybelse visie van eer, ek dink is hierdie bron, hierdie vreugde wat ons ontvang wanneer ons in God en met God wandel. As minagting waarde verminder, dan herstel eer dit en lê dit 'n fundament vir elke verhouding, elke gebroke verhouding. As jy eerlik en regtig opreg met jouself moet wees, dan is dit wat aan die hart lê van daai gebroke verhouding. Of 'n woede, of 'n wrok, of 'n minagting. Dis wat daar gebeur het. Dis wat die vyand wil hê moet gebeur. Die oordeel, die veroordeling, die kategorisering. So eer is die oproep om die waarde in God en mekaar te erken en ons verhoudings rondom dit ook dan so in te rig. Om mekaar weer raak te sien vir wie ons in Christus is. Dis die stelsel waar binne die koninkryk van God beweeg. Jesus, dink ek, het hierdie vermoë gehad om met ander oë na mense te kyk. Ongeag die minagting wat die kultuur en hulle om die mense gehad het, selfs baie keer die disippels, onthou julle daai verhaal waar die kinders na Jesus toe gebring word en dan probeer hulle as disippels die kinders keer, en dan sê die Here, selfs aan hulle behoort die koninkryk van God. Die Here het net daai vermoë gehad. Hy het die belastingvorderaars anders beskou. Hy het die prostituie anders beskou. Hy het die sondaar anders beskou. Hy het die wat aan die buitekant van die dorp moes bly, omdat hulle sieklik was, omdat hulle aan 'n siekte gelei het, aan bloedvloeiing gelei het. Hy het hulle wat alleen in die middag moes gaan water skep, omdat die dorp hulle verag het, die Samaritaanse vrou, het hulle almal anders gesien. Hy sien vir my en hy sien vir jou anders. Jesus se filter van waarde het, ek dink, 'n plek geskep waar die wêreld en wat die wêreld so na honger.
En hy vra vir ons om ook so na die wêreld te begin kyk. Markus 6 is hierdie verhaal waar hierdie volgende afspeel. Jesus het uit daardie omgewing vertrek en met sy disippels in Nasaret aangekom, waar hy groot geword het. So dit was sy dorp gewees. Mense het hom geken, hulle het sy familie geken, hulle het geweet wie hy is, hulle het hom gesien groot word voor hulle. Op die Sabbat het hy in die sinagoge met onderrig begin, en baie van sy toehoorders was heeltemal uit die veld geslaan. Hulle het gevra, waarvandaan kry hy al hierdie dinge, hierdie besondere wysheid en die buitengewone krag om sulke wonders te verrig? As jy so 'n bietjie terugblaai in die Markus Evangelie, gaan jy sien dat hy maak gesond, hy genees, hy help, hy ondersteun. En hulle hoor van al hierdie wonderwerke wat plaasvind. Dis die storie waarmee hulle rondloop. En nou sit hy en staan hy by hulle, en hy leer hulle, en hulle is half in awe van, wow, hier's eer aan hom. Amper 'n Palmsondag belewenis. Eer aan die Messias, dis hy's nou hier by ons. Hy leer ons. Hy kan iets vir ons beteken. Waarvandaan kry hy al hierdie dinge, hierdie besondere wysheid en die buitengewone krag, al hierdie wonders te verrig? En dan in een vers verander die hele storie. Hy is tog maar net 'n blote timmerman. Aansien, eer, daar's iets anders aan hom. En wat doen hulle? Hulle stel hom die gelyke. Ons het hom gesien groot word. Ons ken sy familie. Ons weet van waar af hy kom. Hy is eintlik maar soos ons, Nasaret, 'n dorp met geen betekenis nie, geen belangrikheid nie. Hy's tog maar net 'n blote timmerman, die seun van Maria en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon, en sy susters woon dan hier onder ons. Hulle het ernstig aanstoot geneem aan sy optrede. Here, jy's goed vir ons. Here, jy help ons. Here, jy leer ons. Jy's eintlik maar net my gelyke. Ek veroordeel jou. Ek stel jou as my gelyke. En toe sê Jesus vir hulle, 'n profeet word oral geëer, behalwe in sy tuisdorp en deur sy familie en sy huisgesin. Partykeer is dit die mense wat naaste aan ons leef, vir wie ons die minste omgee en respek wys en eer betoon. Vanweë hulle vyhandigheid kon hy daar in Nasaret geen besondere wonder verrig nie. Hoor julle dit? Okay, maar hy's Jesus. Hy het die vermoë en die krag om wonders te kan verrig. Vanweë hulle vyhandigheid kon hy daar in Nasaret geen besondere wondere verrig nie. Behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gesit het en hulle gesond gemaak het. Hy was absoluut verstom oor hulle ongeloof. Wanneer ons met oneer na mekaar kyk, met minagting na mekaar kyk, wanneer ons met minagting na God kyk, dat hy nog in beheer is, dan kan ons nie verbaas staan as die wonderwerke nie meer plaasvind nie. As gevolg van ons ongeloof en ons houding teenoor die ander, teenoor hulle wie God liefhet. So net 'n oomblik tevore was hulle vol verwondering. Toe hulle begin dink, hy's maar net so gewoon, toe verander alles. So met ander woorde, 'n gebrek aan eer, laat ons die krag van God misloop. As ons as gemeente, as gelowiges, as kerk in Suid-Afrika, mekaar nie meer kan raak sien nie, dan moet ons nie verbaas wees dat alles om ons ten gronde gaan nie en uit mekaar val nie. Want dan het ons eintlik maar net die vorm aangeneem van dit wat om ons is. Swem ons eintlik maar in dieselfde water as almal om ons. Minagting laat jou nie net die krag van God misloop nie, dit laat jou ook die bydrae van ander mense misloop.
So ons mis nie net meer God se werke nie. Ons mis die een wat langs ons sit. En miskien is dit goed, daar waar jy nou sit, om net so na links te kyk. As jy nie omgee nie. Nie almal na links nie, dit gaan nie werk nie, dan gaan ons mekaar se, ek het nie daai een mooi deurgedink nie, sorry. Kan ons na mekaar toe kyk? En dan jou tweede keer sit die een langs jou aan die ander kant. En ek hoop toe jy na hulle kyk, kon jy iets van God in hulle sien. Nie net omdat ons in 'n kerkgebou sit nie, maar dat ons geliefdes van God is. Ons het dit gesing, dit was ons laaste lied wat ons saam gesing het. Dat daar iets anders in elke een van ons is wat vandag hier saam is. Dis ons mense. Nie omdat ons dieselfde praat en lyk en optree en idees het nie. Nee, omdat ons saam gebind word met die liefde van God, met die kruis. Dis al wat vir ons eenheid bied. Is dit wat hy vir ons aan die kruis gebring het. Dit wat hy gedoen het, sy lewe afgelê het. En daarom kan ons nou na mekaar kyk, gereeld, en iets van God begin raak sien. En as ons mekaar raak sien, kan ons nie anders as om God ook raak te sien nie. Dis om God in die gewoonte begin beleef. Het gebeur gereeld, omdat ek hou van lees en hou van leer, dat ek na iemand sal luister, en sommer kort in die gedeelte, dan sal ek begin dink dat, ek sou dit nou so gesê het, en ek sou eerder in my opening so begin het, en my stemtoon so gedoen het, miskien hier bietjie sagter gepraat het, en miskien hier bietjie meer opgewonde geraak het, nee wat, uiteindelik niks om te sê nie. Toe die Heilige Gees my eendag oortuig het jy so belangrik geword, dat jou stem die enigste stem is, na wat jy sal luister. Die oplossing? Wat is die oplossing? Kom ons gaan terug na Romeine 12 toe. In die eerste 11 hoofstukke beskryf Paulus hierdie ongelooflike genade van God. Ons wat verwerp moes word, is aanvaar. Ons wat straf verdien het, is nou vergewe. Ons wat afgesny moes word, is nou omhels. En dan vra Paulus, hoe moet ons nou daarop reageer? En sy antwoord is eenvoudig, oortref mekaar daarin om eer te betoon. As broers en susters in God se huisgesin, moet julle mekaar in liefde koester en voor in die ry staan om mekaar met respek te hanteer. Moenie sleepvoet wees in julle toewyding nie. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Wat is die oplossing? As amper ons moet vuisslaan om te kan voorstaan. Nie omdat ek belangriker as jy is nie, maar omdat ek jou wil dien, omdat ek die plek vir jou wil gereed maak, omdat ek vooruit wil stap en seker maak dat jy saam beweeg. Oortref mekaar daarin om eer te betoon. Met ander woorde, moenie mekaar probeer oortref in kritiek en afbreek en hoe ek jou kan indoen nie. Moenie mekaar probeer oortref in oordeel en veroordeling nie, maar probeer mekaar oortref in eer en in aansien. Want wanneer eer terugkeer, maak ons weer plek vir die krag van God. Dis die ou verhaal. Ek het dit al gedeel by die gemeente van hierdie Abbey die klooster wat besig is om agteruit te gaan. Die mense kom nie meer soontoe nie, hulle bring nie meer hulle deel nie, hulle woon nie meer die dienste by nie, hulle kom nie meer vir raad en vir insig en vir wysheid nie, die dorp gaan so bietjie agteruit, en die een wat aan hoof staan, die vader besluit toe, hy gaan raad soek, en hy gaan uit, en die hele naweek spandeer hy in stilte, saam met 'n ander, een wat hom begelei, sy mentor, en hy hoop vir iets wat hierdie mentor vir hom sal sê, of sal bied, of sal sê, probeer hierdie, of hier is die 5 stappe wat jy moet doen, om seker te maak, dat mense weer terugkom, dat hulle weer iets van die koninkryk beleef, iets van God se liefde beleef, en hy luister mooi, maar dit kom net nie, daar's net nie daai raad sy kant toe nie.
En aan die einde van die paar dae wat hy in stilte en afsondering en luister en spirituele begeleiding spandeer het, is hy amper teleurgesteld om weg te gaan en terug na sy mense toe en hy het niks om te bied nie. En so in die laaste wegdraai sê die een wat hom begelei, een van julle is die Messias. Een van julle het iets van die redder in hom. En hy's terug met hierdie boodskap. En hy begin hulle anders sien, begin anders kyk na hulle, hy begin anders luister na hulle, hy begin anders optree, want een van hulle is die een waarna hy gesoek het. En dit het die vermoë gehad om die dorp te beïnvloed, sodoende dat mense begin na mekaar anders kyk het, na mekaar anders luister het, diensbaar teenoor mekaar was, liefde teenoor mekaar betoon het. My gebed is, dat ons ook so 'n gemeente sal wees, dat ons met eer en aansien mekaar sal raak sien, en dat ons weet waar dit vandaan kom, ons liefde vir God. Ek gaan vir ons saam bid. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons hierdie ongelooflike liefde gewys het, nie net in woorde nie, maar in optrede. Mag dit nooit vir ons so gemaklik en eenvoudig word, dat dit maar net alledaags is, dat ons iets van die eer wat ons teenoor U het, die honor wat ons U bring, deur ons musiek en deur ons sing en deur ons teenwoordigheid, ons weet, ons gaan U nooit kan please nie, dit is nie ons harte nie, maar om net onsself oop te maak en te sê, meer van U, minder van myself. Ek wil U ken in die volheid. Mag daai belewenis ons ook lei tot 'n plek waar ons gesinne, ons vriendegroepe, mense wat naby aan ons stap, en so ook die mense om ons, in ons dorp, anders begin sien en anders kyk en anders beleef. Mag ons ander belangrik ag, maar dit begin by onsself. Daar waar woede is, daar waar wrok gedra word, bid ons dat U dit ook sal kom gesond maak. Dat U die een is wat ons weer sal help, met ander oë, met ander filters, na die wêreld te kan kyk, deur U. Dis ons gebed. Amen. Ek herinner jou om saam Goeie Vrydag, Opstanding Sondag te spandeer. Maak asseblief seker dat jy sommer by een van daai plekke gaan stilstaan, ook so by die koffiewinkel. En dan wil ek julle herinner, daar's nou al so 'n paar weke gevra, soos wat ons die onderste hek gebruik om uit te gaan, probeer dalk, as jy by die stopstraat kom, om links te draai, af teen die berg, by die Silver Star Casino se sirkel om te gaan en dan weer op te kom, in plaas van om oor die groot pad te gaan. Ons bid regtig vir almal se veiligheid, en dit is die laaste ding wat ons sal wil sien moet gebeur. Ontvang die seën. En nou mag die teenwoordigheid van God, omdat hy heilig is, saam met elkeen van julle gaan en bly, totdat hy weer kom. Amen.